Malo en welkom, is jy reg vir 'n klein avontuur vandag? Ons gaan so 'n bietjie soos argeoloog van taal wees en 'n enkele oeroue en geheimsinnige sin uit die verlede gaan opgrawe en ontsyfer. Dis 'n hele storie wat in net 'n paar woorde opgesluit lê. Goed, kyk gou hierna. Wat op aarde beteken dit? Dit lyk soos iets uit 'n ou vergete boek, nê? Dit klink soos 'n kode. So die groot vraag is, waar kom dit vandaan en watter verhaal probeer dit vir ons vertel? Kom ons vind saam uit. Aha, en daar is ons antwoord. Die raaisel begin so effens opklaar. Hierdie sin kom direk uit die Ou Testament, uit die boek Numeri om presies te wees. En die rede hoekom dit so vreemd en oud klink, is omdat dit uit 'n klassieke Serwisse vertaling kom, wat argaïse of ou wêreldse taal gebruik. Goed, nou weet ons waar dit vandaan kom. Nou kan die regte speurwerk begin. Reg, kom ons spring weg. Nou gaan ons regte taalspeerders word. Ons gaan hierdie sin woord vir woord, stukkie vir stukkie uitmekaar haal, om te sien wat binne-in wegkruip. Ons eerste leidraad is die woord Kades. En dis nie sommer net enige plekkie op 'n kaart nie. Dink daaraan as 'n belangrike rusplek, 'n oase, waar die Israeliete vir 'n hele ruk lank gebly het tydens hulle lang reis. Dis dus ons beginpunt vir die klein reis wat in hierdie vers beskryf word. Volgende op ons lys, Hor. Dis die eie naam van 'n spesifieke berg. En onthou hierdie naam, want hierdie is nie sommer net enige berg nie. Dis die emosionele kern van hierdie hele storie. Ons kom nou weer terug hierby. En die laaste groot stukkie van die legkaart is Edom. Dit was die land wat aan Esau se nageslag behoort het. Hoekom is dit belangrik? Wel, dit gee vir ons die waar. Dit plaas die hele gebeurtenis op 'n spesifieke plek op die kaart, naamlik op die grens van hierdie koninkryk. OK, nou begin dinge regtig interessant raak. Hier is waar ons die ou taal direk met moderne taal vergelyk. Kyk hoe Otishafshe, nadat hulle vertrek het, word. Maar die een wat my regtig fascineer is Stadische Ulogor, het hulle kamp opgeslaan. Daardie woord Stadoshe is 'n grammatikale fossiel. Dis 'n ou manier om die verlede tyd te wys wat vandag glad nie meer gebruik word nie. Dis soos om na 'n foto van die taal self te kyk uit 'n lank vergangene tyd. Regtig cool. Goed, ons het al die stukke, ons het die woorde ontleë, ons het die grammatika verstaan, ons het die kode gekraak. Nou is dit tyd om alles weer bymekaar te sit en te sien wat die volle prentjie vir ons wys. En daar het jy dit, in moderne, verstaanbare Serwies. Skielik maak alles sin, né? Daardie ou stowwerige sin is nou kristalhelder. Dis daai aha-oomblik waar die legkaart uiteindelik voltooi is. Maar hoe weet ons verseker ons vertaling is reg? Wel, kom ons doen 'n laaste toets. Kom ons sit dit langs die bekende Engelse King James vertaling. Kyk hoe perfek dit ooreenstem. Removed from Kadesh pas by ons Otishafshe en pitched in Mount Hor is presies ons Stadoshe Ulogar. Dis die finale bewys. Ons het dit reg gekry. Maar OK, groot storie. Ons het een sin vertaal. So wat? Hoekom maak dit enigsins saak? Wel, hierdie is soveel meer as net 'n sinnetjie uit 'n ou boek. Dit is 'n absolute sleuteloomblik in 'n reuse epiese verhaal. Kom ek wys jou hoekom. So, hier is die groter prentjie. Hierdie vers is deel van 'n opsomming van die Israeliete se massiewe 40 jaar lange reis deur die woestyn. Hulle het pas probeer om deur die land Edom te gaan, maar die koning het botweg geweier. So hulle is gedwing om 'n ompad te vat. En waarheen lei daardie ompad hulle? Presies hierheen, direk na die voet van Berg Hor. En hier is die eintlike rede hoekom hierdie vers soveel gewig dra. Hoekom is Berg Hor so belangrik? Want dit is nie net 'n geografiese punt nie. Dis die plek waar Aaron, Moses se eie broer, sy regterhand, die heel eerste hoëpriester van Israel, gesterf het. So daardie eenvoudige sinnetjie oor kamp opslaan is nie net logistiek nie. Dit merk die aankoms by 'n plek van reuse verlies en 'n oorgangsmoment vir 'n hele volk. So, wat het ons vandag gesien? Dat selfs in een enkele oogenskynlik eenvoudige sin 'n hele wêreld van geskiedenis, drama, geografie en diep menslikheid versteek kan wees. En dit laat 'n mens dink, né? Hoeveel ander sulke diep stories mis ons dalk in die ou tekste wat ons lees, net omdat ons te vinnig daaroor kyk?